Ja, Pietman, ek wil jou eintlik mos nou maar vertel van my 2 neefs. Hulle is niemand se besigheid nie, maar ek wil eers by hulle se ma begin. Hulle se ma is familie vir my, is 'n tante vir my. Nou, hulle bly op die plaas. Jy weet, hulle het mos op die plaas groot geraak. Jy kry mos nou die plaas, dan kry jy 'n klein dorpietjie, waar hulle nou 'n skoolplaasietjie het, en dan nou 'n kerkietjie, en daar kry jy nou vir Report, wat nou bietjie groter is, en daar kry jy nou vir Windhoek, wat nou die stad is. Nou as jy nou van die plaas af, direk stad toe gaan, daar's 'n probleem met my maat. Jy moet sommer eers hier Report toe, dat jy kan 'n bietjie geskool word, van die lewe, want hulle kom ons rou van die plaas af. Maar voor ek by die 2 kinders kom, wil ek net van hulle se ma. Kyk, nou die auntie is 'n baie koddige auntie. Nou, toe Namibië, Suid-West-Afrika onafhanklik raak na Namibië toe kom daar mos nou UNTAC en almal kom ons nou in om te kom help dat daar 'n veilige oorname is. Nou die auntie se meisiekind, die kerel geontmoet, hy's van Finland, sy naam is Pieter. Ek het amper 'n Engelse swaar gehad, maar nou ja. Nou, bel sy vir haar ma, sy sê, ma, ek het 'n kerel, hy's Engels, ek wil hom huis toe bring. Maybe sal Pieter hierdie naweek saamkom, maybe not. Toe sê die ma, my kind, los vir maybe goed, die koei goed is reeds om min. Nou, die auntie het 2 sins. Hulle kom ons nou direk hier van die plaas af. En daar is hulle Windhoek toe, en daar kom land hulle in Windhoek. En hulle land nou net in die tyd wat Windhoek skou het. En jy ken ons nou, hierdie mens, hy is ver in dors, en hy wil net mors soos hy wil. Hulle is daar in die skou in, en hulle maak die skou se hekke toe. As jy verstaan wat ek bedoel, hulle kom laaste uit by die skou se hek. Nou kom hulle uit, en toe hulle nou by die hek uitkom, dis doodstil is net, hulle 2, nou staan hier even so 'n taxi. Nou die ou is seker nou al moeg van ry, hy sit te slaap nou in die taxi. Nou kom Ramoer, jy ken ons 'n dronk mense, hulle Ramoer in die taxi, hulle het nog 'n vriend nog by daar. Hulle Ramoer, hulle sê, hulle bly, al 3 kom as dal, maar die ene sê, ek wil sy bebaas, die ander ene sê, sommer ek gaan klein Windhoek toe. Die ander ene sê, dan ek gaan kom as dal toe. En die taxi-drywer sien, is 'n groot saak vanaand. En hulle klim in en hy start die taxi en hy ref die taxi so 'n bietjie. En hy sit hom af en hy sê, julle is nou op julle se huise. Hulle klim af, hierdie ene wat laaste af klim, klap die taxi-drywer. Hy sê, julle Windhoek se Katatura taxis. Julle moet stadig ry, julle is nog 'n mens vrek ry. Nou kom hulle mos nou daar by die Katolieke. Nou loop sit hulle eendag daar, oorkant Shoprite, voor die Katolieke kerk, die kathedraal. Nou kom loop daar 'n non verby. Nou haar arm is gebreek en gegips hier vanaf tot hierbo. Nou wil hulle nou warm hou met die non. Nou vra die een broer, "Good day, nun. What happened to your arm?" Sy sê, "No, the other day I walked across the street and I fell on the pavement and my arm broke." Pavement. En die non is weg. Nou vra hy vir hierdie broertjie van hom. Ek sê, "Ou broer, wat se ding is 'n pavement?" Die broertjie sê, "Nee, gaan, ek is 'n Katoliek, vra die non." Nou, ek sit te kyk na elke aand so almal se skoene en veral my eie. Ek sit baie moeilik so stil. So ek sit altyd so, ek het nou al eelte hier op my. Maar nou kyk ek die skoene so en toe onthou ek nou 'n storie uit 'n boek uit wat ek nie gelees het nie, maar dit kom uit 'n laerskool onderwyseres wat my vertel het. Sy sê nou die seentjie kom toe nou by die skool aan en die juffrou sien maar hy sukkel nou verskriklik na skool om sy skoentjies aan te trek, en sy gaan help hom, maar dit was een van daai maande wat sy jong onderwyseres, hulle die Sondag pot gemaak. So die maandag was moeilik. En dis 'n laerskool jy moet nie so lag hê, ek weet nie wat julle so onthou, julle pot werkie, maar die maandag was toe vir haar veral moeilik, maar sy het 'n goeie hart. En sy help die seentjie en toe sy nou die eerste skoentjie aan het. Toe sê hy vir hom, "Juffrou,
Maar dis die verkeerde skoen en die verkeerde voetjie. Sy sê, ai, my kind, ek is vreeslik jammer, maar sy sukkel om die skoen aan. Nou weer sy weer met die skoentjie uit. Maar nou voel sy al, want sy weet dis uitvaltyd, sy wil nou net, gaan nie eers merk vanaand, sy wil, maar die kind se skoene nou het sy weer die skoentjie uit, in die sukkel, en so begin sy weer aantrek, maar dit sukkel, sy weet nou nie of het nou haar toestand is, maar sy voel hom ook, die skoentjies trek moeilik aan, en toe sy nou voel sy al die sweet druppeltjie, want haar mascara is ook nog skeef aangesit die oggend. Nou kan sy voel, die oogie brand nou so, en toe die kind met die skoene aan het, toe sy nou klaar, toe sê, Juffrou, maar dit is nie my skoene nie. en sy, maar nou raak hy geduld op, en nou dink sy ook, as sy gaan nou, sy begin nou al oorweeg uitval dopie. Maar dis amper 12 uur, die laerskool kom ons vroeg uit. Nou trek sy weer die skoentjies uit. En sy sê, maar wie se skoene is dit? Dis ek, dis my boetie se juffrou. My ma het dit vanoggend vir my aangetrek. Want hy is siek by die huis en dis lekker die skoentjies die. Dis jy kom mos nou vroeg, nou begin sy weer, nou trek sy weer, maar toe breek hy nog 'n naal ook. Maar gelukkig is haar vriendin Edam hierdie naalwinkel. So sy worry nou nie te veel daaroor nie. En dalk kan sy nou vir haar na skool kry of ietsie. Net om hom weer na betragting. Maar nou beer sy, maar dit is moeilik. Sy kan nie verstaan, en toe sy nou die skoentjies weer aan het. Toe sê, Dankie juffrou. Maar wat met my sokkies? sy sê, nou waar is jou sokkies? Sy sê, Dis voor in my skoentjies juffrou.